Right, ons is vandag al die pad hier naby Vryburg. Ek praat met Jannie. Hy gaan my meer vertel. Hoekom wil jy graag met die Ile de France boer en hoekom is dit die een wat vir jou die meeste kilogramme op die hoef gaan bysit? Kom ons luister. Jannie, hoe gaan dit? Goed om jou te sien. Nee, dit stil rustig. Mooi. Is besig nou hierso, nê? Hoor hierso, okay. Sê gou vinnig vir my Ile de France, hoe lank boer jy al met die besigheid? So 5-6 jaar. Hoekom het jy spesifiek besluit jy gaan in die Ile de France kant inklim? Dit gaan maar oor groei en ek dink is die enigste of een van die enigste skape wat jy regtig kan met die dierkos kan wat dit regverdig, jy weet. Baie goeie groei en ons doen dit op 'n klein stukkie grond, jy weet. So dit is nie dit is nie ekstensief nie, maar ek meen dis 'n klein stukkies grond wat ons die grond goed gebruik, kan ek sê. Watter area boer jy? Kuruman. So jy's op in Kuruman se area. So nie te ver van hier af nie. Ja. Nou okay, dit is nou nie so 'n maklike wêreld nie, nê. Nou is dit dan gehard pas hy daarom aan daar by jou. Ja, mens moet maar ook selekteer en kyk vir die regte tipe vir waar jy is. Ons neig so 'n bietjie na 'n bietjie kleiner skaap. Ja. En nie te groot nie. Ek dink jy kan 'n bietjie groter gaan as jou omgewing anders lyk, maar dit is maar hoe ons hanteer ons op. Nou, okay. Die links, nê. Is nou hoe kan een van hierdie regtig mooi ramme nie. En hy het nou vandag wat dit ek dink ek 60,000 gaan. En ek meen daar's nou 'n tipiese voorbeeld van ek dink sy lammers gaan dan vir jou dik vleis aansit, nê. Ja, verseker. Hoe sou jy sê wat is die Ile de France se grootste sterkpunt as ek as 'n kommersiële boer na hom kyk? Hoekom moet ek daai ding deel maak van my kudde? Kom ek sê so in die Kuruman omgewing, ons mark is maar meer die kommersiële ou. Dit wil sê ou met dorper oeye, Meatmaster oeye, van rooi oeye. Dit is ons mark en ons het goeie resultate met die Ile de France ramme op daai tipe oeye, veldoeye. So uit 'n kruisdelingsoogpunt uit, dis eintlik maar waar hy heeltemal tot sy reg kom. Baie goed, baie goed. So as jy nou voel jy is heeltemal tevrede met jou skape nie, dan sit jy net van hierdie byne maak hy alles reg. Presies. Laaste ding, die afgelope 2 jaar voel dit vir my regtig asof die hele vleisbedryf vir die algemeen, maar veral die Ile de France, as ek kyk nou na vandag se veiling en van die ander veilings hierdie jaar, dit voel of die hele ding gelig het. En of daar ongelooflik baie koopkrag is. As ek kyk ook, hier's van die kopers hierso wat besluit het, luister jy, ek klim nou pens en potjies in Ile de France en end of story, don't care, dis die ras waarvoor ek gaan. Ek weet nie, is dit jou gevoel ook? Presies. Nee, som het goed op. Definitief baie meer lewe in die mark as die afgelope 2 jaar. So ons is baie bly vir dit en ons het 'n lekker veiling gehad. Okay. Laaste ding, ek en jy klim nou saam in 'n lift, nê. As jy daai 30-second elevator pitch, jy 30 sekondes en sê vir my, jy moet my nou oortuig, hoekom koop ek 'n Ile de France? Dis die enigste skaap wat vinnig gewig kan bysit tot jou lamproduksie. Right, so. Sê die enigste skaap soek wat vinnig gewig tot jou lamproduksie kan bysit, nê. Ile de France, linkie bo vir onder. Tot volgende keer. Groete.